Gemeente, kom ons gaan vanoggend aan met ons metafore reeks. En jy kan oopmaak by Johannes 10. Vir die wat volgende dalk vir die eerste keer hierso saam met ons is, ons kyk na metafore of vergelykings wat in die Bybel voorkom. En die bedoeling daarmee is om God se hart vanuit 'n sekere rigting te leer ken. En deur klomp metafore kan mens 'n geheelbeeld kry van wie God is en van wie die kerk is. En ons gaan vanoggend kyk na die hele beeld van die herder en die skape. Ons het nou al in die verlede, in die laaste paar weke, het ons gekyk na die bruid, die wingerd, water en kleipotte. En kom ons lees vanoggend saam Johannes 10 vers 1 tot vers 21 met die tema die herder om te volg en na te luister. Dit verseker ek julle, dis Johannes 10 vers 1, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe af lê om dit weer op te neem. Niemand neem dit vir my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Daar het toe verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete, hy is mal, hoekom luister julle nog na hom? Ander het gesê, dit is nie die woorde van 'n besetene nie. 'n Duiwel kan tog nie blindes se oë genees nie. Nou gemeente, ons wat hierso in die moderne stad, Kaapstad bly, en wat dalk nie so goed bekend is met boerdery nie, sal nogal sukkel om hierdie beeld in volle te verstaan. En selfs al ken jy iets van skape en skaapwagters, bly ons beeld in Suid-Afrika, maar nog steeds die van 'n kolliehond wat skape aanjaag en vir hulle blaf en hulle in die kraal inkry. Maar dis nie hoe dit gewerk het in die tyd wat Johannes vir ons hierdie gedeelte geskryf het nie. Inteendeel hoe dit in die hele Bybelse tyd gewerk het nie. 'n Skaap is maar 'n weerlose dier. Is geneig om kop af te wy en nie eens agter te kom dat hy naby gevaar kom nie. Jy ken die stories van die Bybel. Dalk 'n gat wat hy inval, of dalk reënwater wat hy meesleer. En hierdie arme dier het geen verdedigingsmeganisme om homself mee te verdedig teen die leeu's, wolwe en bere wat daai tyd 'n gevaar was nie. Dit is nie 'n geval van veg of vlug nie, dis vlug. En vir hierdie rede en vir die lewe van skape was skaapwagters of herders, is mense, né, kinders, is mense wat hierdie skape opgepas het, nodig om hulle uit gevaar te hou en te sorg dat hulle veiding het en veilig is. Nou, ons moet genoeg agtergrond gee om hierdie beeld te verstaan, want dit is so 'n ryk beeld. Om in die aand die skape dan nou veilig te hou, het die meeste dorpe 'n tipe kraal gehad met 4 mure en 'n ingang. En daar was dan
'n hekwagter betaal om dan nou die aand die dorp of die eienaar se verskillende skape dan nou op te pas. En dan die volgende oggend dan sal die verskillende skaapwagters dan nou kom en omdat die hekwagter dan nou die skaapwagter ken, want hy het hom nou al die skape gebring die vorige dag, roep hierdie skaapwagter sy skape en net daai skaapwagter se skape kom uit die kraal uit en hulle volg hom en hy vat hulle verwyding. Gaan kyk bietjie op YouTube, daar's baie oulike video's van hedendaagse skaapwagters, hoe skape reageer op net daai skaapwagter se stem. Maar vir die skaapwagters wat dit nou nie kon maak dorp toe nie, wat maar in die veld gebly het saam met hulle skape, hulle het sulke tipe krale gebou, gewoonlik van doringtakke of dan nou van klippe. En die skaapwagter, as al die skapies nou in is in die aand, sou dan in die ingang, daar was net een ingang gewees, sou dan in hierdie ingang gaan lê het, sodat die skape nie kan uitgaan nie en wilde diere nie kan inkom om hulle te vang dan nou nie. So met dit in gedagte, met hierdie beeld in gedagte, kom ons kyk vanoggend na twee dinge. Ons gaan 'n bietjie fokus op die herder, dit is baie belangrik want dit gaan oor hom. Ons gaan ietsie sê oor die skape. Nou net om duidelikheid te gee voor ons aangaan, ek dink die beeld is duidelik. Gelowiges, mense wat Jesus Christus volg, of mense, is skape. En Jesus Christus is die herder en ons gaan kyk of ons by 'n paar ander vergelykings ook kan uitkom. Maar hoekom het die Here hierdie gesê? Net in die vorige hoofstuk dan het Jesus op die Sabbat 'n man wat van geboorte af blind gebore is, genees. Onthou jy die storie waar die klei aanmaak en op sy oë sit en dan begin hy sien? En die geestelike leiers van daai tyd, hulle was bekend as die Fariseërs en Sadduseërs. Hulle was op hierdie man se keus vir 'n hele hoofstuk lank, heen en weer, wil hulle uitvind maar wie jou oë gesond gemaak en hoekom op die Sondag? En is in reaksie hierop wat Jesus dan begin indirek vir hierdie geestelike leiers sê, maar julle is diewe en rowers. Julle lewe net vir julleself, net deur manipulasie en intimidasie. Verskeer julle hierdie skape, julle byt hulle uit, op slinkse maniere probeer julle hulle weglei en oorreed van 'n ander evangelie as die ware evangelie. Julle is nie lief vir hierdie skape nie. Julle inteendeel, julle is net daar vir eie gewin. Nou gemeente, hierdie tendens wat ons van lees in Johannes 9 is nie 'n nuwe ding gewees vir die Bybelse tyd nie. Klomp jare terug in die tyd van Jesegiel het die Here dit so mooi gesê en hierdie gedeelte het my persoonlik baie aangeraak as iemand wat ook 'n herder is en ek glo vir die ouderlinge vanoggend ook en ons gaan nog by hierdie teks stil staan in die toekoms. Maar Jesegiel 34 sê die Here deur die profeet oor 'n soortgelyke situasie. Mens, tree op as profeet teen die herders van Israel. Tree op as profeet en sê vir hulle, vir die herders, so sê die Here my God, elende wag vir die herders van Israel wat net vir hulle self sorg. Moet herders dan nie vir die kleinvee sorg nie? Julle drink die melk, julle maak vir julle klere van wol, julle slag die vetste kleinvee, maar julle sorg nie vir die kleinvee nie. Dit is die aanklag teen die herders in die Jesegiel se tyd, teen die leiers van die volk. En dan bietjie later in dieselfde hoofstuk, dan sê die Here maar, okay, julle herders, julle leiers, julle is nou nie goed nie. Julle is besig om net vir julleself te lewe, so ek gaan reg in eie hande neem. En dan sê hy in vers 22 tot 23, maar ek gaan my kleinvee red. Hulle sal nie meer uitgelewer wees as byt nie. Ek gaan regverdig oordeel tussen skaap en skaap. Ek gaan vir hulle net een herder aanstel en hy sal vir hulle sorg, my dienaar Dawid. Hy sal vir hulle sorg, hy sal vir hulle 'n herder wees. Nou hier in Johannes 10 wat ons nou gelees het, net om die lyn deur te trek in die Ou Testament, kom Jesus en sê, jy onthou daai herder van die Jesegiel 34? Nee, onthou, hy het gesê, seun van Dawid, ek is die ware en beter Dawid. Nee, Jesus sê hierso, ek is die goeie herder, nee, die een waarvan die Ou Testament gepraat het, ek is die een wat moes kom. Maar ek is nie net enige herder nie, ek is die herder, die een herder wat God gesê het, hy sal aanstel oor sy skape, dit is ek. Nou gemeente, die woordjie goeie hiersom, is nie net iemand wat goeie eienskappe het of wat 'n goeie mens is nie. Dit is die beste. Die Engelse sê, beskryf dit amper half as hierdie herder is beautiful. Hy's mooi, hy's pragtig, hy's uitstekend. Nee, dis wat daai goeie beteken in die oorspronklike tale. En hierso kom Jesus en hy sê maar
ek is die enigste goeie herder. En kom ons kyk 'n bietjie, hoekom sê hy, is hy die enigste goeie herder? Dis 'n paar dinge wat hy vir ons sê. Hy sê in die eerste plek, hierdie herder, Jesus Christus, teenoor jou, onthou nou, hy praat teenoor jou. Hy sê hy ken sy skape. Hy ken jou op jou naam. En hy roep jou. Interessant dat hulle sê dat die skaapwagters het vir elke skaap 'n naam gehad, oortjies of hangbek of langlip of wat ook al, nou nie in Afrikaans nie, seker maar in Grieks en Hebreëus, of in Aramees, maar hulle het name gehad en hy ken hom op sy naam. Hy weet dat hy ken die stem van daai skaap selfs as hy eenkant moet blaar, sal hy weet, dis een van my skape. So naby was hulle aan mekaar gewees. Hierdie goeie herder sê, hy kom deur die hek en die hekwagter maak oop. Gemeente, hier's 'n baie moeilike vergelyking en ek gaan probeer om dit te verduidelik. Ons het nou gesien die Ou Testament praat van hierdie herder, reg? En die Ou Testament het hierdie herder van geprofeteer en gesê hy gaan kom. So die hekwagter in hierdie gedeelte is die Ou Testament. Wat sê maar, ja, Jesus is die een wat moes kom. Nee, so hy is die enigste een wat toegang kan kry tot die skape. En so die hekwagter herken die stem van die Messias en sê ja, dis hy. En daarom kan hy van die hek af inkom en na sy skape toe gaan, nee. Hy lei sy skape uit die kraal uit. Hy beskerm sy skape. Julle, dit wat 'n herder gedoen het en hoor mooi vanoggend is wonderlike dinge. Hy het voorgeloop. En die skape het hom gevolg en hy sal gaan soek vir groen weivelde, kyk waar water is. Hy sal gaan rondkyk, vergiftige plante dit uittrek. As 'n skaap verdwaal, gaan haal hy hom. U ken die ander gelykenisse in die Bybel en van wat die Here sê van wat 'n skaap is en wat 'n herder doen. Nee, hy sal saam met hulle deur die donker gaan. Hy soek die beste weiding. As wilde diere kom, dan sal hy hulle beskerm daardeur. U onthou vir Dawid, nee, hy was bekend daarvoor dat hy beere en leeu's met sy kaal hande doodgemaak het wat hierdie skape wou vang. 'n Skaapwagter was bereid gewees omdat dit sy eie was om te sê maar ek is bereid om my lewe af te lê vir hierdie skape. Liewe gemeente, dit is presies wat Jesus Christus met my en jou ook maak as skape. Dis hoe hy ons uitlei. En dis juis waarin hy op pad was toe hy hierdie gedeelte vertel het. Hy was op pad kruis toe om die eintlike gevaar, dit wat my en jou eintlik kan doodmaak, te oorwin, om die gif uit die dood uit te haal, sodat niks ons meer kan seermaak of doodmaak nie. Hy sê maar net 'n herder wat sê, wanneer die gevaar kom, sal ek moontlik bereid wees om my lewe af te lê nie. Nee, hy sê nee. Hy sê die dood is hier. Nee, julle skape het dit oor julle self gebring. So ek gaan nie bereid wees nie. Ek gaan dit doen. En hy het. Hy is die herder wat ons nou as gevolg van wat hy gedoen het aan die kruis, gemeente, ons uitlei en sê maar kom geniet die groen weivelde en kom geniet die water van rus en vrede, omdat hy daai rus, die hoogste rus en vrede vir ons bewerk het. Ons kan ook sê hy het die lam geword, ons gaan nou van dit sing. Nee, hy die ware skaap geword. En dit die beeld is voorryk. In die Ou Testament was skape geoffer gewees, maar dit was nie goed genoeg nie en toe stuur God die lam, die ware lam, en hy's gekruisig vir ons aan die kruis en hy het ons sonde op hom geneem. So hy het ons losgekoop, ons is nou sy eiendom. En hier's 'n mooi vergelyking, anders as huurlinge of huurskaapwagters wat in daai tyd gewerk het ook, weet hulle, eienaars het mense betaal, huurlinge betaal om te sê pas my skaap op. En dan sê die Here nee, ek is nie soos hulle nie. Daai mense, as daar gevaar kom, is hulle weg. Want hulle lewe is vir hulle belangriker, Dit is tog baie waar, belangriker as vir hierdie skape. So as daar 'n leeu of 'n ding kom, hardloop ek. Maar skaapwagter, wie se eiendom dit is, sê nie, maar dis my eiendom hierdie. Ek voel vir hierdie skape. Ek sal my lewe aflê vir hierdie skape. En gemeente, hoor vanoggend, dis wat Jesus gedoen het vir jou. Right, hy het die angel uit die dood uitgehaal. Ons is sy eiendom, hy het ons losgekoop. Philip Keller was 'n skaapwagter gewees. En hy het van sy ervarings as 'n skaapwagter neergeskryf en hy skryf oor sy eerste kudde skape wat hy gehad het. En net om jou 'n idee te gee, die band wat daar was tussen 'n skaap en 'n skaapwagter.
Hy skryf, "They belong to me only by virtue of the fact that I paid hard cash for them. It was money earned by the blood and sweat and tears drawn from my own body during the desperate grinding years of the depression. And when I bought that first small flock, I was buying them literally with my own body, which had been laid down with this day in mind. Because of this felt in a special way that they were in very truth a part of me and I a part of them. This made those 30 ewes exceedingly precious to me." Hoeveel te meer voel Christus nie oor ons, wat sy eiendom is en wat sy lewe vir ons afgelê het, oor jou nie. Nog 'n preek wat ons sou kon maak is hierdie gedeelte oor die Here wat sê hy is die ingang of die deur. En ek gaan so 'n kort stukkie net vir iets daaroor sê. Ons gaan nie lank hier by stil staan nie. Maar net om vir dit in konteks te bring, sê Jesus ook in hierdie gedeelte hier van vers 6 af, maar ek is ook die deur, nee, ek is die ingang vir die skape. Onthou die kraal, ons verwys hier na die kraal wat in die oop lig staan vir die herders wat nie hulle skape na die dorp toe kon vat nie. Onthou ek het gesê daai skaap of daai skaapwagter het in die kraal, nee, in die hek het hy gaan fisies lê om die skape veilig te hou. Nou gemeente, Jesus, dit is so mooi, net kortliks. As ons Jesus as 'n deur het, as 'n ingang het, dan is hy die enigste manier hoe jy kan inkom. Hy sê tog in die res van die evangelies, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nee, so wat dit vir ons sê daai gedeelte is alleen deur hom het ons toegang tot die Vader. So as hy die deur is, dan is ons gered as ons deur hom ingang. Hy hou ons veilig, want dit is wat hy sê, hy hou ons veilig. En ons is tevrede met hoe hierdie herder ons lei, want ons kan nou ingang en uitgaan. Onder sy beskerming die hele tyd is ons daar. So om af te rond met dit wat hier staan oor die herder. Die goeie herder is die enigste herder wat kwalifiseer om ons uit te lei. Hy is die tipe herder wat lief is vir ons, soveel so dat hy sy lewe gegee het. Self, nee, hy het besluit, dit staan daar, hy het self besluit. Niemand het hom gedwing nie. Hy wou dit doen. Wat vir hulle die beste veiding soek, beskerm teen gevaar en wat ons by die water van vrede bring. Goed, dis die herder. Maar ons lees ook iets hier van die skape. Hierdie skape wat die goeie herder se stem herken, dis die wat die Here in geloof, hoor baie mooi. Die skape wat die herder se stem ken, is die skape wat die Here in geloof ooreed om die stem van die herder te herken en saam met hom te gaan. Sê iets van die uitverkiesing. Maar gemeente is, ons het nou genoem, of gemeente, ons is daai skape. En ek weet, dis nie, my vrou sê van hierdie week, sy hou niks van hierdie beeld van die skape nie, want dit dink so, skape is 'n dom ding, nie. Hy sê, heeltyd. En sy hou nie van om as 'n skaap vergelyk te word nie, maar die metafoor is pragtig, en dit gaan eintlik nie oor die skaap nie, dit gaan oor die herder. Hoe hy, soos Jesaja sê, hoe hy die skaap optel en sy bors vashou. Dit is so 'n mooi beeld van Christus wat dit met ons doen. Maar hierdie gedeelte wil vir ons oor die skape 3 dinge sê. Daar is net een stem, luister na hom. Vlug weg van vreemde stemme en die goeie herder se skape is een groot kudde uit verskillende krale uit. En kom ons kyk vandag na hierdie drie dinge. Hoe luister ons na die Here se stem? Want jy sal my saamstem, vandag in ons samelewing is daar geweldig baie stemme wat ons heeltyd oor wat leef in en om ons, waarna ons kan luister. En die gedagte is om hierdie een stem, Jesus Christus wat deur sy gees praat, te luister en daai stem te volg. Daar's baie stemme wat klink soos die herder se stem. Nee, wat vrede beloof, wat sê maar ek gaan jou by die waters van rus bring, net om daar uit te kom en agter te kom, o shucks, ek is nou nie by die water van vrede nie, want ek het agter 'n verkeerde stem aangeloop. Ek is eintlik in 'n woestyn. Ek is alleen. Want dit is wat ander stemme doen. En dis hoekom Jesus sê, hy is die enigste een wat kwalifiseer om vir jou die vrede te gee wat jy eintlik nodig het. Hy is die enigste een. Geen ander stem kan dit vir jou bring of gee nie. Ek gaan nou prakties raak.
So die belofte van rus en van sekuriteit wat ander stemme vir jou gee, is een groot blaatante leuen. Wat bedoel ons hierson? Daar's vandag baie gelowe, baie ander afgode en baie afleidings waarna ons kan luister. Daar's stemme wat praat, wat kompeteer met Christus se stem vandag. Byvoorbeeld, en hierdie ding is al sif gery in ons gemeente, maar die belofte van geld wat sê, as jy my volg, sal jy gelukkig wees en vrede hê. Die belofte van tegnologie wat aan die punte van ons vingers is, wat dit eintlik wat die lewe so maklik maak dat amper of sê maar ons het nie eintlik dit meer nodig nie. Dit staan in die pad van ons verhoudings met ander mense. En ons het God nie nodig nie, want ons het tegnologie. Valse teoloë wat sê ag man, jy glo in Jesus, jy glo in Allah, jy's 'n Hindoe, dis okay. Ons almal gaan na dieselfde plek toe. Nee, daai stroming is baie sterk vandag in ons samelewing betrokke. Of mense wat sê, ja, jy moet in Christus glo, ja, verseker, maar jy het ook nog so ietsie nodig, nee, ietsie wat jy dalk moet doen, dalk moet jy in 'n sekere kerk wees om dit te kan doen. Maar jy weet, as ons agter hierdie stemme aanloop, as jy oop maak, vind jy dat jy alleen is en uitgelewer is en in 'n groot gevaar is. En geen wonder, mense vandag lyk so vreesbevange, bang en alleen nie. Geen wonder nie. Want ons is heeltyd besig om agter hierdie stemme wat ons dink vir ons vrede gaan gee, aan te loop. Maar nou is die vraag, hoe luister ons dan nou? En ons gaan 2 dinge vir mekaar sê en dan uitbrei oor 5 vinnige punte daaroor. Goed, die normale antwoord, en dis 'n ou antwoord, en dis 'n ou waarheid, en dit bly in 2016 relevant. Maar wie ons luister is God se gees en die woord, want dit is, jy kan toets, as jy 'n stem luister, of dit die gees van God is, en of dit 'n ander tydsgees is. Nee, jy kan sê, ek toets dit aan die woord, en hierdie klink in ooreenstemming met die woord, en dis reg. Of nee, die Here waarsku my hierteen, goed, ek gaan nie luister nie, inteendeel, ek gaan vlug. Maar onder gees en woord, hoe luister ons? In die eerste plek moet jy 'n gelowige wees, 'n skaap wees, wat 'n hart het om te wil luister. Weet jy wat in die kraal is, en wat 'n kraal jy ook al is, en ek gaan nou 'n paar krale opnoem, moet sê maar, ek hoor die herder se stem daar. Okay? Ek wil luister na hom en ek wil hom volg. Nou dis die eerste ding. En net die Heilige Gees kan jou oorreed daarvan. In gebed is 'n manier om te luister na God, want dit is 'n uitdrukking van ons verhouding met hom. Om Bybel te lees, en hierso sê ek 'n ding nou, want ek weet die tydsgees, en ek sê tydsgees, want die tydsgees is besig om ons dagboeke op te slurp vandag. Nee, ons is vrek besig. Ons kom nie meer by Bybel lees uit nie. En dit is waar jy God se hart ontdek. Dis waar jy jou oë oopmaak om te sê maar ek kan God leer ken deur hoe hy hom bekendstel aan my. En dis ou waarhede hierdie, ek weet. Maar wat van ook om net 'n goeie luisteraar te wees? Stil en rustig in die binnekant, ten spyte van 'n mal buitekant. Nee, mal buitekant is soos besig, en dis dinge, en dis geluide, en dis telefone en WhatsApps en al tik kom in. Maar om regtig waar vrede en rustigheid in die binnekant te hê en 'n goeie luisteraar te wees. En dan natuurlik, help nie net om te luister nie, jy weet, help nie net om te sê, ek hoor die herder se stem, God praat deur sy woord, ek moet dit doen, maar jy bly in die kraal nie. Nee, dit gaan nie werk nie. Dit is 'n hoor en doen. Dit is 'n luister en tree op. En wat gebeur dan as jy hoor, dis 'n stem, maar dis nie Jesus Christus se stem nie. Maar dit is nie Jesus Christus se stem nie. Wat doen ons dan? Here sê vlug. Sê moenie net luister en agter hom aangaan om te kyk waar hy jou uitbring nie, want dan is dit te laat, nee. Dan is jy hierdie arme skapie wat in die woestyn rondwandel, en die Here beloof as jy in hom glo, rus en vrede, groen weivelde, waters waar rus is. Nou al, maar ook dit wat kom.
So hy sê nie, dis vlug, nee, dis vlug weg van hierdie goeters af. In die Bybel sê dit op 'n paar plekke. Dit maak jou los, dis drasties, kom weg van hierdie dinge af. Hoe kan jy onderskei wanneer jy moet bly of ry, wanneer jy moet veg of wanneer jy moet volg? Want daar's 'n paar stemme. En hierdie stemme het 'n sekere toon en die toon van Christus se stem is kalmte. Want hy bring kalmte in ons lewe. Dit is 'n gemoedsrus, dit is 'n aanmoedigende stem, dit is 'n verlig jou pad stem, dit is 'n versekering, dis vrede, dis rus teenoor bekommernis. Nee, dink bietjie, as jy agter geld aanloop, nee, dit bring bekommernis. Punt. Veroordelend. Dit ontmoedig, verward, bang, haastig, druk. As jy daai goeters hoor, sê die Here vlug. Laaste ding. En die mooi ding hier, gemeente, en dit is wat ons iets van ons identiteit in Christus kan leer ken. Die laaste ding gaan oor skaapkrale en kuddes. Jesus het hierso gesê in vers 16, sê hy self dat sy kudde is groot, nee, dis massief. En dit is nie net uit een kraal uit wat hy ons uitlei nie. Hy lei ons uit geweldig baie krale uit en die beeld hierso is ryklik, want in vers 16 sê hy ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie, en hy bedoel hierso die Jode. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Reg? So hoe lyk die Here se kerk dan op die einde van die dag? En dis wat kerk is. Dit is skape, dit is gelowiges van verskillende rasse, verskillende klasse, verskillende kulture en afkomste met verskillende afgronde of agtergronde wat hierdie kudde van God vorm. Ja, hy lei mense uit die Jodendom. Hy het dit gedoen destyds. En ja, hy lei mense uit die heidendom, nee, as ons praat van destydse heidendom. Maar hy vandag nog lei hy mense uit die ateïste kraal uit. Hy lei mense uit die mammon kraal uit. Hy lei mense uit die sekte kraal uit die sekularisme kraal uit die materialisme kraal uit. En hy bou vir 'n kerk op, 'n massiewe kraal wat jy nie kan dink nie. So kerk is 'n klomp gelowiges reg oor die wêreld wat na een stem luister. En Bellville Oos is een van hierdie krale wat net een herder het. Wat net na een stem luister en dit is Christus se stem. En hierdie skape bly by die herder want hulle vertrou hom want hy weet hy gaan ons uitbring by die waters waar daar rus is en die vrede is en die groen weivelde en nou al kan ons iets van daai vrede beleef in 'n mal wêreld. Maar hier is die ding. Dit wys ook vorentoe natuurlik, nê. Nee, Openbaring, die eindtyd word daar geskryf Openbaring 7 vers 17 en ons maak met hierdie gedeelte klaar. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees. En hulle na die fonteine met die water van die lewe lei. En God sal al die trane van hulle afdroog. En dis waarna jy 'n skaap kan uitsien. En nie net uitsien nie, dit is wat ons nou al moet verkondig aan mense en vir hulle sê maar die rustigheid en die vrede wat jy nodig het is om in hierdie kraal te wees. Onder die leiding van hierdie herder. En stel mense bekend aan hierdie herder. Want hy's 'n goeie herder. So 'n paar praktiese vrae en nadenke hieroor. Kom ons gee so 'n minuut of 2. En laat hierdie dinge net deur jou vloei. Jy het 'n herder wat vir jou lief is en jou op jou naam ken. Volg hom. Wat beteken dit vir jou? Watter stemme of stem maak dat jy nie die herder se stem glashelder kan hoor nie? Watter stem moet jy vandag nog van afvlug? En die laaste vraag wat ek vir jou wil vra vanoggend is geloof en die uitleef daarvan, nee, speel jy 'n speletjie? Ietsie wat jy doen so on the side of volg jy regtig Christus die herder en bring jy jou regtig uit? Voel jy regtig daai vrede en die waters van rus en die groen weivelde? Kom ons vat 'n minuut of 2 en ons dink hieroor, dan gaan ek vir ons sê amen en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen.
Gemeente, kom ons bid saam. Here, U is ons herder. En omdat U ons herder is, kom ons niks kort nie. U laat ons rus in groen weivelde, U bring ons by waters waar daar vrede is, U gee ons nuwe krag. U lei ons op die regte paai tot die eer van U naam. Selfs al gaan ons deur donker dieptes, Here, sal ons nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Vader, ons as gemeente, kom eer U vanoggend as die goeie herder. Amen.